het is dieselfde God, nog steeds wat vandag in jou lewe 'n see kan oopkloof. Dieselfde God wat genees het en mense opgewek het, is nog steeds dieselfde God. He is the same God. Hy het nie verander nie. Hy het nie verander nie. Halleluja. Ons wil ons vriende op Facebook land ook groet, vir almal wat gaan inskakel en agterna gaan luister. Baie dankie dat julle deel gaan wees. Ons is bevoorreg vanoggend om my suster Elma hier saam met ons nog te hê. Sy gaan Dinsdag terug daarna die sondige vallei toe, ek bedoel na Gauteng toe, weg uit die paradys uit, en ja, maar ons is bly sy is vanoggend hier, en ek het haar gevra om vanoggend vir ons die woord te bedien, soos my voorreg om haar aan die woord te stel, en haar vra om te kom bedien, soos die Here op haar hart gelê het. Dankie Elma. Dankie. Oké, laat ek net eers myself hier uitsort. So wat doen ek met die dingetjie? Net wag. Oké, ja, dit is vir my 'n voorreg om vanoggend hier te kan wees. So ek bring vir julle groete vanuit 'n baie kouer Gauteng uit, hoor. Hierdie koue is niks in vergelyking met wat ons beleef nie. Nee, so ek sit actually en kry warm op die oomblik, ja. Groete daar uit AGS Bethsaida. Is hy al op? Ja, ek is daar so by Bethsaida gemeente. So groete van ons familie af ook. En hulle bid verskriklik baie vir julle. Ons het, nadat Rian daar so by ons kom preek het hy 'n ommeswaai in ons omgewing en in ons orkes se harte gebring. En hulle gryp hierdie dinge van kind, van seun wees vas. Ons het al 'n paar liedjies ook verander waar hulle sing van 'n kind het ons verander na seun. So groete van daardie kant. Ek wil vandag met julle gesels oor, hoe volg jy die Here? Ons is nou in hierdie ding van, wat is my identiteit? Ek weet wat my identiteit is, maar die vraag is, wat doen jy met dit? Was 'n staaltjie van Alexander die Grote wat vertel word, miskien het ek hom al vir julle vertel. Alexander die Grote was 'n baie bekende generaal geweest. Nou ek is in die militêr, so generaalskap is 'n groot ding, en jy wil nie altyd, as die ouens jou sien, dan tree hulle op 'n ander manier op. As hulle jou in uniform sien, tree hulle op heeltemal 'n ander manier op. So Alexander die Grote het hierdie gewoonte gehad om, as hy tussen sy manskappe wil gaan kyk net wat gebeur, dan trek hy al sy regalia uit, hy trek al sy uniform en goeders uit, en hy trek net 'n linnekleed aan. Dan gaan stap hy nou so tussen die manne rond, dat hulle hom nou nie kan herken nie, dan wil hy nou sien wat gaan in sy kamp aan. Hoe is hierdie soldate van hom? So gebeur dit dat hy die aand ook nog maar so tussen die dinge deurloop, en hy kry 'n wag, wat so op sy swaard, op sy spies, staan en slaap. Vas aan die slaap. Dan staan hy en kyk hierdie ou. En hy dink, moet ek nou Alexander die Grote wees, of wat moet ek nou wees? En hy tap so op die ouetjie se skouer, en hy skrik so wakker, en hy sê, ja. Hy sê, hoor jou maat, wat is jou naam? Die soldaat sê vir hom, my naam is Alexander, wat is joune? Hy sê, maat, jy beter jou naam of jou attitude verander, want ek is Alexander die Grote. En as jy Alexander is, as jy daardie identiteit, daardie naam wil dra, moet jou attitude daardie naam uitbeeld. So die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, as mense na jou kyk, sien hulle net 'n ou in 'n linnekleed rondstap? Of as hulle na jou kyk, sien hulle die generaal, sien hulle die God, die almagtige, die allerhoogste, die God oor wie ons gesing het, wat ons gesê het, hy is dieselfde dan en dieselfde nou. Die God vir wie ons gesê het, Here, al wat ek vir u kan gee, is 'n hart van halleluja. Sien hulle daardie God in jou? Of sien hulle ou vir wie hulle moet vra, hey, wat is jou naam? Wat is jou identiteit? Een keer het 'n pastoor by ons gepreek, en dit was nou nie deel van hierdie preek nie. Een keer het 'n pastoor by ons gepreek, en hy het gesê, al wat jy moet doen, en dit is nou jare terug, so moenie dink hierdie identiteit kom nou van niet nie. Dis jare terug, ons het dit net misgevat. Hy sê, al wat jy moet doen, is as die duiwel so aan jou deur klop, en jy maak hy deur oop, dan sê jy vir die duiwel, wys vir my jou ID. Want die duiwel het nie 'n ID nie. Hy het nie 'n identiteit nie. Ek en jy die identiteit, ons is die seuns van God, ons is die seuns van die Allerhoogste. Ons het Christus in ons het sy Gees in ons, en my vraag is nou, as jy by daai deure uitstap,
Wat sien daai mense? Ek maak 'n punt, ek self is 'n generaal, so ek maak 'n punt daarvan, as ons by funksies is, dan probeer ek so, my range so veel as moontlik wegsteek, maar jy kan nie, wanneer ek by 'n funksie is, en ek is in my amptelike hoedanigheid daar, as jy instap, dan raak dit so stil. Dan raak almal skielik sedig. Tot die dronk ouens word nugter. En jy maak 'n verandering, wanneer jy met daardie autoriteit instap. Maar wat doen ons? Ek wil eerder soos die wêreld lyk, sodat ek ons nou maar in die wêreld kan wees. Dit is 'n leuen wat ons kerke vir jare verkondig het. Vir jare, en as jy nou mense is met tattoos, ek preek jy nou teen tattoos of iets nie, maar vir jare het hulle gesê, nee man, jy moet hierdie tattoos kry, sodat jy kan lyk soos die wêreld, sodat jy 'n kontakpunt kan hê met die wêreld. Jy hoef nie te lyk soos die wêreld nie. Moenie probeer inpas in die wêreld nie. God het jou gemaak om uit te staan. Alexander die Grote, as sy soldate geweet het, hy gaan deur die kamp loop, met sy uniform en sy volle regalia aan, dan sou daar nie een enkele wag geslaap het nie. So daar's nie 'n oomblik wat ek en jy ons identiteit kan deurloop nie. So, my vraag dan is, hoe volg jy die Here? Nou moet ek hier so mooi my hand-oog-koördinasie reg kry hierso. Psalm 23. Hierdie is 'n mengsel tussen die boodskapbybel en wat ek so bietjie uit 'n ander Bybel uitgehaal het ek hom hier so vertaal. Die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Maar wat doen ons? Wanneer ons moedeloos word, dan raak ons soos die lewe. Ok, dan gaan sit jy, woe is me, niemand het my lief nie, Martie Martel. So, wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Ek wil net gou by dit staan. Iemand het eendag vir my gesê, jy kan nie elke dag reg lewe nie, dis onmoontlik. Dis 'n leuen uit die donkerste dieptes van die hel uit. God gee jou die krag. Hy het sy gees in jou om elke dag reg te lewe. Weet jy wat? Ek is elke dag Elma de Villiers. Dis my identiteit. Ek is elke liewe dag Elma de Villiers. Of ek nou 'n uniform aan het, of ek in service, of ek in my bikini en nu op die strand rondloop. Ek is jy wil nie daai gesig sien nie. Ek is Elma de Villiers. Dis wie ek is. So, hy het vir jou die identiteit gegee en die krag om te wees dit wat hy wil hê jy moet wees. Kyk, ek preek nou oor goed wat ek nie wou gepreek het nie. Soos 'n goeie gids lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my gaan onderkry nie. Want U is altyd by my. My identiteit is altyd daar. Ek sit partykeer in my kantoor, ons werk met groot goed. Ons werk met die land se strategie rondom die buitenste ruimte en sulke goeders, en dan partykeer voel dit vir my, it's too much. Dan sê God vir my, but why worry? Ek is dan hier by jou. Ek het daardie skepping gemaak. Ek het daardie buitenste ruimte waar julle nou wil gaan loer, het ek gemaak, so waaroor worry jy? Ok, so, hy is altyd by my. Dit troos my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Ek hou van hierdie. Soos 'n gasheer, dis wat hy gister met ons gedoen het. Soos 'n gasheer, sit U net die beste van die lewe aan my voor. Hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verleë toe kyk. Ons het gesien dat mense daar in die loop hulle by ons verby om te gaan drank haal by die toonbank, dan kyk hulle so. Hulle sien hierdie spesiaal belangrike mense wat hier so by hierdie stoele sit. Heerlik, die lewe gaan verleë toe kyk. Ok, U behandel my soos 'n spesiale gas. Ek geniet alles in oorvloed. U is goed vir my en sal my lief hê solank as wat ek lewe. En ek sal naby U lewe en U volg tot ek die dag doodgaan. En wat dit vir my sê is, ons lees Psalm 23 en sê, okay, die Here gaan met my wees
deur my dal van doodskade weer maar hierdie skrywer sê, ek sal by u wees, ek sal u volg. Ons lees, die u goedheid en die guns sal my volg. Hy sê nie, ek sal u volg. Ek sal u volg, maak nie saak wat gebeur nie. En daarom vra ek die vraag, hoe volg jy die Here? Nou Facebook. Iemand hierse wat nie Facebook het nie. Het jy nie Facebook nie? My suster, ons gaan vir jou die hande. Nee, ek ook. Jy moet dankbaar wees. Facebook. Nou die van julle wat Facebook het. Iemand sal vir jou die prentjie wys. Facebook is een van daai lekker dinge. Jy kan 'n ding like as jy so voel. En as jy hom nie like nie, weet niemand dat jy dit nie gelike het nie. Niemand weet hoe jy oor daai ding voel wat jy op Facebook lees nie. Niemand weet hoe jy voel oor dit wat jy op Facebook post nie. Deesdae sien ek mense post bitter min persoonlike goed, hulle post goed van ander goeders. Hulle sal iemand anders se post share. En dis die ander ding, is jy kan share wat jy wil. Jy share ander mense se goed. Jy share nie eens weer jou eie gedagtes nie. Jy kry iemand anders se prentjie en dit was baie mooi geweest, kom ek share hom, dan voel ons almal goed, nice. Facebook is 'n plek ook waar jy kan kommentaar lewer. Jy kan jou kommentaar selfs lewer anoniem. Jy kan jou naam op jou Facebook verander en hulle weet nie eens wie jy is nie. Ek sien nou daar soos een van my vriende, ek weet nie vir wat het hy nou sy naam verander na Spoegwolf toe nie. Spoegwolf. Nou sien ek Spoegwolf kommentaar op van my goeders. Ek moes eers ingaan om Spoegwolf om te gaan kyk wie dit is. Toe sien ek nou een van my vriende, hy is in 'n orkes en blykbaar is sy band se naam Spoegwolf. Ek het in my lewe nog nooit van so 'n band gehoor nie, maar ja. So, nou is daar 'n Spoegwolf. Maar jy kan anoniem kommentaar lewer. Die lekkerste van Facebook is jy kan mense blok. Gaan nie weer van jou hoor nie. Kan jou unfriend. Gaan jou nie weer volg nie. Of jy kan besluit, wag, ek gaan hierdie ou volg. En jy kry al hierdie mooi goedjies wat op jou Facebook deurkom, wat kan ek jou 'n wet vat? Julle wat Facebook het, wie van julle lees meer as 10% van alles wat daardie dag op jou Facebookblad deurgekom het? Exactly. Daar kom soveel goed deur. Want elke vriend van jou gaan daar en post goed en share goeders. En dan kies jy net dit waarvan jy hou. Jy scroll so deur, hierdie prentjie lyk interessant, okay, ja. Dis a waste of time. Dis 'n waste of time. Daar is geen persoonlike interaksie op Facebook nie. Jy is emosioneel glad nie eens ingetrek nie. As 'n ding jou emosioneel ontstel, dan is daar so 'n knoppietjie wat jy druk, klik, hide, dan sê hy vir die volgende 30 dae sal hierdie emosionele ontsteltenis nie weer by jou kom nie. Weg. So maklik. Ons kruip weg agter hierdie Facebook. Wanneer ek die tyd het, besluit ek, wag, dis tyd, laat ek 'n bietjie voet op die tafel sit en Facebook kyk, wanneer dit my pas. Jy kan Facebook enige tyd van die dag oopmaak wanneer dit jou pas. Jy kan hom net so vinnig toemaak of jy kan baie tyd spandeer om. Dit is so maklik om iemand te blokkeer wanneer dit jou pas. Die gemors is met Facebook, eindig jy op, jy like en follow die meerderheid. Jy's up to date met wat die trends is en jy like en volg die meerderheid. Klink dit nou hoe ek God moet volg? Weet julle hoeveel Christene het ons dit? Weet julle hoeveel seuns van God, want mense, laat ek dit noem, kinders van God. Hoeveel kinders van God het nog nie hulle volle identiteit en potensiaal in God gevind nie. Het nog nie verstaan wie hulle is nie en hulle like en follow dit wat hulle oral rondom hulle sien. Hulle hardloop van die een plekkie na die ander plekkie. Hulle hardloop van die een kerk na die ander kerk, van die een profeet na die ander profeet en gaan like en soek dit wat hulle ore streel, dit wat vir hulle mooi is wat hulle op Facebook kan sien. Sonder om enige diep emosionele kontak te maak met daai persone op Facebook. Ek het mense op my Facebook jare terug, toe Facebook pas gekom het, toe daar vreeslik baie games uitgekom. Oh my goodness, en elke ou wat mense nodig het om hom te help, my maat so game gespeel, Farmville. As ek weer sien, dan sien ek daar's 300 friend requests vir my. Dan antwoord ek maar, want hulle almal kry 'n geskenkie as hulle op Farmville speel. Ek het mense op my Facebook wat ek in my lewe nog nooit ontmoet het nie. Ek weet nie hoeveel van hulle is al dood nie. So ek het waarskynlik spooke al op my Facebook, ek weet nie.
Geen emosionele kontak. Geen diepte, niks van myself nie. As jy my Facebook gaan lees, gaan jy nie kan agterkom wie ek is nie. Alles net so oppervlakkig. Geen diepte nie. Maar dan is daar 'n ander ouetjie, Instagram. Nou, ek weet nie veel van Instagram nie. Wat ek wel weet van Instagram is, dit irriteer die longe uit my uit. Van Korko dan sê hulle, iemand het nou vir my dit op Instagram gestuur. En Instagram gaan oor prentjies. Dis images. Daai selfie wat jy neem by die trein. Of vir die kerk se deur. Ek was by die kerk. Of wanneer die kerk 'n funksie hou. Kyk hierso, wat het ons gedoen? Selfies, dit gaan oor hierdie prentjie wat jy probeer skep. Instagram doen hierdie ding van hy skep 'n prent en hy sit die prent daar buite. Hy sit daardie prentjie van jou daar iewers in Amerika of iewers waar jy weet nie eens wie almal daai prentjie sien nie. Daar's 'n prentjie van jou daar buite waaroor jy goed voel. 'n Ou in ons kerk het gesê, nou die dag het hy so vies geraak. Iemand het vir hom op Instagram 'n foto gestuur van hoe hy in sy Bybel gekrap het al, om te wys hoe geestelik hy is. Wat hy vir hom gesê het, as jou Bybel nie so lyk nie, het jy nie 'n liefde vir God nie. Ek het nie 'n Instagram prentjie nodig om vir mense te wys wie ek in God is nie. Instagram hulle gebruik daai #blessed. Ek het nou die dag op #blessed opgegaan. Dan is dit mense wat prente sit van groot huise wat hulle het, of kar wat hulle het, en is al die grand goed. Gisterand sit ek in die bed en ek werk weer deur die preek, en ek dink, ek moet eintlik sit #blessed. Ek sit in my PJ's, in 'n klein kamertjie, in 'n bed met 'n kombers oor my, maar ek het lewe. Maar Instagram, het ek agtergekom, is baie meer voorgee as wat dit oorgee is. Instagram gaan, ek wil vir mense wys, wat is hier? Nou kyk ek, 'n vriend van my stuur vir my gisterand op Instagram ook 'n klomp foto's van hoe dit nou lyk op die oomblik in Meyringspoort. Nou dink ek by myself, Jaco, is jy nou in Meyringspoort? En ek stuur vir hom, is jy in Oudtshoorn? Hy sê nee, ek is in Namibië. Maar hy stuur vir my prentjies van hoe dit in Meyringspoort lyk. Hy het geen betrokkenheid daar nie. Geen. Dis net 'n prentjie. Dis 'n prentjie wat jy skep, in plaas van om die Skepper en sy skepping uit te beeld. Skep jy prentjies. 'n Instagram volger. En jy volg ook. Jy volg mense op Instagram. Volg hulle op Instagram en dan kom hierdie baie fotootjies en alles. En ek self skryf dagstukkies. Ek post my dagstukkies op WhatsApp, ek post my dagstukkies op Facebook, ek self skryf dagstukkies. Rian is lief ook om sy stukkie te sit en partykeer dan gaan die stukkies ook jou prentjies, so gaan hy op Instagram op. En ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek het geen probleem daarmee dat mense goedjies op Instagram sit nie. Maar ek vra, volg jy God op 'n manier wat jy net 'n dingetjie iewers neersit en kan sê, daar, it's out there, ek het dit vir hulle gegee om te kyk. As hulle kyk, is dit goed. As hulle nie kyk nie, is dit nie my probleem nie. Want dis wat Instagram doen. Instagram streel jou gedagtes en Instagram sê vir jou, dis fyn. Jy het mos nou klaar jou getuienis jy uitgesit daar. Jy hoef nie meer as dit te doen nie. Jy het klaar die woord van die Here uitgesit daar. Jy hoef nie meer as dit te doen nie. Maar ek is 'n seun van God. Ek het hom in my. Ek het sy krag in my. Hy het my toegerus met krag, nie om 'n Instagram prentjie te post nie, maar om daai woorde van daai Instagram prentjie te gaan wees vir iemand. Maar ek is so happy. Pat myself op die skouertjie. Gee myself 'n drukkie. Sê, "Sjap, jy het vandag 'n mooi boodskap uitgesit." Ek geniet dit om my dagstukkies te skryf. En in die aand as ek klaar geskryf het en nog gepost, dan lê ek, Elma het 'n nice stukkie geskryf vanaand. Maar was ek persoonlik betrokke? Het ek iemand gebel en gesê, luister, ek wil hê jy moet vanaand hierdie stuk lees. Die Here het jou op my hart gelê toe ek hierdie stukkie geskryf het. Of het ek ook al net 'n Facebook post, Facebook klik follow, Instagram klik follow geword.
Die ergste ene, my worst nightmare, is YouTube. Op YouTube kan jy jou gewete streel, soos min. Ek love YouTube. Ek het so ver gegaan, ek het vir my YouTube Premium, ek wil nie advertensies tussenin hê nie. En dan die lekkerste vir my is op 'n Sondag, nou preek ek nou vir myself. En nou, ag tog, die lekkerste is vir my op 'n Sondag, as ek van die kerk afkom, dan sit ek my TV op YouTube aan, op 'n Charity Girl kanaal, of lekker geestelike musiek, en dan sit hierdie heerlike mooi musiek wat in my huis speel. En nou skielik sit en dink ek, maar hoekom doen ek dit nie op 'n Dinsdagmiddag nie? Hoekom doen ek dit nie op 'n Vrydag of op 'n Saterdagoggend, wanneer ek 'n huis vol mense het nie? Want sien, YouTube is een van daai goeders van, hy's wonderlik, hy gee vir jou geleenthede om te binge watch, en al wat jy doen is jy sit net en jy kyk en jy kyk en jy kyk en jy volg die een ding na die ander en die een ding na die ander, en intussen is jy nie daarin betrokke nie. En jy doen dit weer eens net in jou spesifieke tyd. Daar is 'n feed wat jy kan gaan, nou het ek myself al gevra, hoeveel van die mense gaan en hulle gaan kyk net wat die nuutste ding wat daai ou gepost het, op sy YouTube. Ek weet nie hoeveel van julle gaan is gesubscribe op julle Shekinah YouTube nie. Wie van julle het teruggegaan na die heel eerste video wat daar gepost is? Nee, dit is mos nou klaar verby. Daai boodskap is mos nou oud. Want YouTube maak dat jy heeltyd net die nuutste wil kyk. Jy's heeltyd net besig om jouself te voer vir geestelike entertainment met dit wat nou daar is. Terwyl die kragtige woord wat gespreek het, wat gelei het tot die openbaring van nou, daai kragtige woord is al 3 of 4 jaar laat teruggespreek. Maar ja, nou vergeet van hom. Ek is mos 'n subscriber, ek's reg. Hy is mos hier iewers in my kanaal. Ek's reg, ek kan aangaan. En jy subscribe na 'n kanaal, en jy gaan soek vir nuwe goed heeltyd op YouTube, en elke keer as jy daai nuwe dingetjie gekry het, dan is hy net vir 'n sekonde of 2, en dan is dit verby, en dan vergeet jy van dit. Ek het al agtergekom, ek gaan sit nou die dag op my Google account en gaan kyk om te sien op hoeveel kanale is ek gesubscribe op YouTube. Holy macaroni, daar was kanale wat ek eers geweet het, ek het gesubscribe op hulle nie. Nooit weer daarop gegaan nie. Maar lyk goed, nee, ek is gesubscribe op daai kanaal. Ek is ingeskryf daar. Ek is reg. I've got a ticket. Ons kom gister daar so by die trein aan, en daar's kaartjies, daar's 2 stelle kaartjies. Daar's kaartjies vir die common people, nee, daar's die gepeople, daar's kaartjies vir die gewone mense, en dan is daar hierdie pakkie kaartjies vir Derek se gaste. En op ons kaartjies is daar so 'n vouchertjie geplak. Nou ek het die vorige aand al ons ingeskryf het. Ons details vir hulle deurgegee. Soos lekker, hulle maak oop en hulle sien, ja, daar sommer die eerste waarvan hulle na hulle kyk, daar so staan Majoor-Generaal de Villiers. Ingeskryf. Het 'n voucher. Ons het nie eens ons vouchers gebruik nie. Alles is reg, ons is ingeskryf. En jy voel goed, ek is ingeskryf. Wat beteken dit? So ek is ingeskryf as lidmaat van die AGS Kerk, wat beteken dit? So as iemand van my vra, wat is jou kerkdenominasie? Nee, ek is AGS Kerk. Wat beteken dit? En dis wat YouTube doen. Hy maak dat jy ingeskryf word in goed, dat jy gesubscribe is, of 'n YouTube follower, en ek sê nie YouTube doen dit nie, is nie YouTube wat dit doen nie, is ek as mens, as ek God begin volg soos 'n YouTube persoon, dan voel ek happy, ek is ingeskryf in sy kanaal, ek is gesubscribe op sy kanaal, op 'n Sondagoggend gaan ek baie heilig voel, en ek gaan sy kanaal aansit, en ek gaan na sy kanaal luister, en Maandagoggend is nie YouTube dag nie, Maandagoggend is dit afgeskakel. En julle het nie die probleem wat ons het met taxis nie. By ons kerkgebou is die taxi rank reg oor kan die kerkgebou. So ons wag nie vir Maandagoggend om die YouTube kanaal af te sit nie. As jy by daai kerk uitstap, is daai YouTube kanaal som klaar afgesit.
Dan het jy sommer klaar ge-unsubscribe as jy daai ouens sien, wat hulle alles daar voor die kerk doen. Dan vra ek sê, Here, toe hy nou die dag gepreek het oor die dooie beendere, toe ek uitstap by die kerk uit en ek kyk so en ek sê, Here, check die dooie beendere. Maar ek is gesubscribe op AGS Bethsaida. Nee, dit is ander week se probleem. Ek gaan nou eers van hierdie kanaal afgaan. Ek gaan huis toe gaan. Kom ons kyk 'n bietjie meer geestelik na dit. Jou Facebook-kanaal vra nie van jou om iets te gee nie. Facebook-kanaal kan jy agter 'n skerm sit, onbekend, onsigbaar, en jy kan die knoppies druk. Daar's geen emosies involved in Facebook nie. Daar's niks van jou hart, niks van jou siel involved wanneer jy God volg soos 'n Facebook-follower nie. Hy soek nie Facebook-follower nie. Wat hy soek is, hy sê dit, in Matteus 16 vers 24, toe het Jesus vir sy disippels gesê, as iemand saam met my wil kom, moet hy nie dink aan wat hy self graag wil doen. Onthou wat ek gesê van Facebook, jy kies, jy like, as jy nie like nie, unfollow jy blok, jy kies. So hy sê, moenie dink aan wat jy graag sal wil doen nie. Hy moet lewe soos iemand wat weet wat dit is, dat hy aan 'n kruis sal sterf. Dit is hoe hy my moet volg. Jy moet volg. God soek nie 'n Facebook-follower wat kan like nie. Hy soek 'n follower wat saam met hom daardie kruis kan vat. Wat saam met hom, wat kan weet, luister hierdie wese gaan gekruisig moet word. Dit gaan nie oor wat ek wil hê nie. Dit gaan alles net oor wat my Vader wil hê. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor my persoonlikheid, dit gaan oor sy identiteit. Wat ek moet uitdra. So 'n Facebook-follower kan nie dit doen nie. 'n Facebook-follower se persoonlikheid, sy hart is nie in dit nie. God sê, ek soek jou hart. Ek soek hierdie siel van jou. Ek soek jou emosies. Ek soek jou gedagtes. Ek soek alles wat in jou is, soek ek, dat jy dit is wat jy moet bring na my toe. Dis waarmee ek wil hê jy my moet volg. Nie op jou tyd nie. Nie op jou eie manier nie. In die weermag het ons hierdie ding van op jou eie teiken 4, dan skiet jy nou hopelik na jou teiken toe en na iemand anders se teiken toe nie. Daar is nie ding van op jou eie teiken nie. God sê, forever, orals waar jy is, soek ek, moet jy aktief wees. Jy kan nie, net wanneer jy Facebook aanskakel, of by daai deur instap, God volg nie. Jy moet daar buite ook God volg. As ons hom vat na Instagram toe. Instagram gaan oor vertoon. Hierdie lyf is nou nie gebou vir Instagram nie. Okay? So hierdie lyfie is nie gemaak vir vertoon nie, maar dit is nie die vertoon waarvan God praat nie. Hy wil hê, jy moet hom ook met jou liggaam volg. Maak nie saak wat dit vra nie. Selfs as dit beteken dat jy hierdie liggaam moet aflê. Selfs as dit beteken dat jy jou gemak, dit wat vir jou belangrik was, moet aflê. Abraham moes sy seun, sy belofte, gaan aflê. Maar Abraham was nie 'n Instagram-follower nie. Hy het nie deur die volk geloop en gesê, kyk wat moet ek nou doen, ek moet my seun gaan offer, kan niemand net 'n foto neem hiervan nie. Hy het sy seun gevat, en eers op die pad, toe sê ek vir hom, pa, wat gaan aan, waar is die skaap? Sy pa sê, moenie worry nie. God sal voorsien, want sy identiteit is in my. Ek stap nie alleen hierdie berg op nie, God stap saam met my. Hy sal voorsien. En ek dink altyd aan, al die prentjies wat ons sien, is dat Isak maar gaan lê het op daai altaar. Ek wonder baie keer wat het in Isak se hartjie aangegaan. Dis 'n preek vir 'n ander dag seker. Maar het so ver gegaan, dat Abraham gereed was om sy kind te offer. Hy was gereed om alles
al sy vertoon, hierdie kind wat sy erfgenaam is, hierdie kind wat die teken was van God se belofte vir hom. Dis wat Isak was. Die Here het vir hom gesê, ek gaan vir jou kind gee. Al is jy hoe oud, al val jou tande uit, jy gaan hierdie kind kry, ek gaan hierdie kind 'n groot nasie maak. En nou kom hy, en hierdie kind is nog so jonk, en nou moet hy hierdie belofte van God gaan doodmaak. Hy moes daai Instagram prentjie van sy familie vat, en het van die muur afhaal. En sê, Here, dit gaan nie oorvertoon nie. Johannes 10 vers 25 tot 27 sê, Jesus het vir hulle gesê, ek het dit klaar vir julle gesê, maar julle glo my nie. Ek doen die dinge wat my Vader gesê het, ek moet doen. Nou as Jesus dit doen, en Jesus is in my, dan moet ek die dinge doen wat my Vader vir my sê, ek moet doen. Dan moet ek dit doen. Daardie dinge wys wie ek is. Nie Instagram nie, nie Facebook nie, nie YouTube nie. Dit wat ek doen, hoe ek God se identiteit uitleef, hoe ek my gehoorsaamheid aan God uitleef, wys wat die Vader wil hê ek moet doen. Daardie dinge wys wie ek is. Julle glo my nie, want julle is nie my skape nie. My skape luister na my stem. Ek ken my skape en hulle volg my. Hulle volg nie Instagram nie. Hulle volg nie TikTok nie. Hulle volg nie X nie. Hulle volg my. Sonder vertoon. In liggaam oorgegee aan God. Dis wat hy van ons vra. En dan kom hy, en dit is maar die mooiste. Jakobus 1 vers 22, YouTube wat my altyd so lekker heilig laat voel het. YouTube wat my laat voel het, dis wonderlik, ek sit hier op 'n Sondag, en ek luister hierdie mooi geestelike musiek. Ek is vervul, hierdie geestelike musiek gaan my in hierdie week indra, en net sodra ek te moeg raak volgende Sondag, dan skakel ek weer in op YouTube, dan luister ek weer my geestelike musiek. Dit dra my. As jou geestelike musiek jou dra, het jy 'n probleem. Hoor gou, dit gaan nou 'n bietjie weird klink. As jou geestelike musiek jou dra, het jy 'n probleem, want dit moenie jou musiek wees wat jou dra nie. Dit moet die Christus in jou, die Gees van God in jou, wat deur daardie musiek met jou praat, dit moet hy wees wat jou dra. Nie daai musiek nie. Ek is een van daai mense, as ek van die werk afkom en is 'n rowwe dag gehad en ek is moeg, dan gaan sit ek vir my ook lekker sagte geestelike musiek aan. En toe ek hierdie preek uitgewerk het, toe ek so die musiek aansit, toe sê die Here vir my, hoekom het jy die musiek nodig om my wakker te maak in jou? En ek het net daar afgesit, en ek het op my swembadtrap gaan sit, want ek en hy praat altyd lekker geestelike sake in die swembad. Ek het op my swembadtrap gaan sit, en ek het vir die Here gesê, okay, klim in die swembad. Ons sal nou inklim, en ons gaan gesels. Want dit is wat God soek. Hy wil jou persoonlik in sy verhouding hê. Hy wil jou hart in sy verhouding hê. Hy wil jou liggaam in sy verhouding hê. Maar hy wil jou persoonlik, want jy het Gees in jou, sy Gees is in jou. Daai Gees word een, en hy wil jou in daai Gees in hom hê. Jakobus 1 vers 22 sê, julle moet doen wat God vir julle sê. As julle luister na my boodskap, maar julle doen nie wat hy sê nie, dan bedrieg julle julleself net. So jy luister na daai musiek. Jy bedrieg jouself as jy net na daai musiek luister. Jy moenie na die musiek alleen luister nie. Jy moet luister na dit wat God sê. Dit wat God sê. En dit wat in jou in wees. Want hy soek daai persoonlike verhouding. Het is baie mooi om geestelike musiek te speel. Ek speel, net om 'n punt te bewys, speel ek partykeer sommer van my simpel Afrikaanse musiek. Jan, asseblief tog squeeze my of so iets. Speel dit. En dan kan ek nog steeds, en dit is my die wonderlikste, dan kan ek nog steeds, terwyl ek Jan, asseblief tog squeeze my, luister, kan ek nog steeds sê, Here, dankie, ek kan voel, u squeeze my ook. Want ek is persoonlik betrokke. Ek is nie afhanklik van die YouTube kanaal om my geestelik by my God uit te bring nie. Hy is in my. Hy is deel van my. Hy is wie ek is. Hy is my identiteit.
Hier is 'n pragtige vers waarmee ek wil afsluit. Micha 6 vers 8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. Wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen, liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Dis wat hy soek. Hy soek nie die groot name op my Facebook nie. Dis nie vir hom belangrik nie. Hy soek nie die foto's van my saam met bekendes op my Instagram nie. Dis nie vir hom belangrik nie. Hy soek nie die belangrike goeie kanale wat ek op YouTube het nie. Hy soek dat ek ten volle oorgegee is aan hom. In my siel, emosies en hart, in my liggaam en in my gees. As ek beweer ek is 'n seun van God, en ek het lank gestruggle met die ene, ek weet ek is tamelik butch en alles, maar ek is 'n vrou. Ek is very much 'n vrou. Ek is 'n vrou nou te gesukkel met hierdie seun van God, en dit het 'n tyd gevat vir my om te besef die kwaliteit wat daarin is om 'n seun van God te wees. Want as ek 'n seun van God is, beteken dit sy DNA is in my liggaam. Sy DNA is ten volle in my. Alles van hom, sy identiteit, en ek wil hom volg met daardie DNA oral waar ek gaan. My vraag vir jou is, hoe volg jy die Here? Like jy hom wanneer jy hom wil like? Blok jy hom wanneer daar iets verkeerd gegaan het? Ons het gisterand daaroor gepraat, mense wat God blameer as dinge verkeerd gaan, blok hom, unfriend hom. Kyk jy net na die mooi fotootjies wat hy vir jou gee, raak jy bewus van hom net as die son so mooi daar oor die berge opkom, of so mooi daar oor die see sak? Of is jy bewus van hom wanneer die wind verskriklik waai en jy kan nie uitstap nie, en dit reën en dit is koud en dit is net modder rondom jou, is jy dan ook nog lief vir hom? Maar die belangrikste, is hy 'n kanaal aan wie jy gesubscribe het net? Of is jy persoonlik in 'n verhouding met hom? Jy sien, jy subscribe aan 'n kanaal, maar jy het nie 'n idee van wie die mens agter daai kanaal is nie. God soek jou vandag in hart, siel en liggaam. Siel, gees en liggaam, sorry. Hy soek jou ten volle oorgegee vir hom. Ten volle oorgehaal vir hom. En wanneer julle almal nou gaan in julle Facebooks en Instagrams en YouTubes delete nie. Het gaan nie daaroor nie. Maar hy soek nie daai tipe van volg nie. Hy soek jou. Ons God is 'n persoonlike God. Ons sing daardie lied, Our God is an awesome God. He reigns in heaven and earth. Maar ek wil dit baie keer verander en sê, my God is a personal God. He lives for all my love. Hoor wat ek sê, He lives for all my love. Dis wat hy soek. Dis al. Kom ons bid saam. Here, ek is self daar. Ek het u baie keer net op Facebook. Ek was 'n Facebook follower gewees. Ek het al tye gehad, Here, wat ek agtergekom het, wat ek net 'n Instagram follower is. Wat ek u net raak sien in die mooi, en wanneer daar iets lelik is, dan raak ek sommer ontsteld en kwaad oor u. Here, ek het al soveel keer net sekere goed gebruik en dit geluister om my gewete te streel en my gemoed te streel. Maar ek is so dankbaar, Here, u het my op 'n punt gekom waar ek 'n persoonlike volger van u kon word. Waar ek saam met u kan wees. Waar ek u elke dag in my het. U krag deur my kan werk en ek identiteit kan uitstraal. Hier is ons, Here. Ons wil nie meer
Facebook followers wees nie. As u spreek, Here, wil ek beweeg. Ek wil nie wag vir 'n post nie. Ek wil persoonlik met u kontak hê, Here. Praat direk met ons. Ek soek nie meer net prentjies nie, my God. Ek soek u persoonlik. Ek soek nie 'n prentjie verhouding nie, Here. Ek soek 'n persoonlike verhouding met u. Ek soek nie 'n kanaal wat net elke nou en dan iets opdateer nie. Ek is ingeskakel in u kanaal, Here. Vir ewig. En ek wil bid dat u vir elke een van ons gaan help. Here, dat ons identiteit in u so sal leef. Nie op een of ander platform nie. Nie net wanneer dit ons pas nie. Maar 24/7, oral waar ons gaan. Amen. Ek wil afsluit met 'n kort storieetjie. Weereens Alexander die Grote kom voor 'n groot veldslag te staan. En hy en die generaal, hulle het ons in daai tyd anderster oorlog gemaak as ons nou. Hy en die vyand generaal kom by staan oor mekaar en hy sê vir die generaal, ek sê nou vir jou, as jy nie jou soldate wil doodmaak nie, moet jy nou oorgee aan my. Die ander generaal sê vir hom, hoekom sal ek dit doen? My soldate is net so goed soos jou soldate. Hulle staan bo op 'n berg. Alexander sê vir hom, nee, hulle is nie. Kom ek wys jou die verskil. Hy bring sy groot leermag, hy roep hulle en hy sê vir hulle, begin marseer na die afgrond toe. Jy stop eers wanneer ek sê jy stop. Daai soldate begin marseer. Hulle het nie eens hulle tree korter gemaak nie. Die eerste ry soldate stort by daai afgrond af en val hulle self te pletter. Die tweede ry stort af. Toe die derde ry afstort, toe gooi die ander generaal se soldate hulle swaarde neer en hulle besef, ons kan nie veg teen ouens wat bereid is om hulle lewens te verloor vir hulle generaal nie. En hy het daai veldslag gewen en hy het 3 rye soldate verloor. En dis dit. God vra, as ek vir jou sê, stap en stop eers wanneer ek sê stop, sal jy stap of gaan jy stop? Klaar gepreek. Baie dankie Elma. So ons vriende van Facebook laat groet. Baie dankie dat julle geluister het. Mag julle baie regtig geseën wees deur hierdie woord en mag dit ook diep in jou harte inval. Tot 'n volgende keer. Shalom.